Lyk my, darling, bly julle sommer hierso, klaar op vakansie. Wie wil nou weggaan? Baie lekker om by julle te wees. Ek sê Veronica, julle is ons hartsmense. Ek voel lekker hierso. En jy voel net baie keer, daar's baie mense wat jy mee konnekteer. Ek praat baie gemeentes, maar ek moet net maar net sê julle is special. Sê vir Anno Lanso, jy is baie spesiaal. Julle gaan sien hoekom ek dit sê. Ek wil net vir julle sê, dit lyk nou nie so nie, maar ek moet vir julle net die geheim vertel. Ek het 4 kilo's verloor. Die laaste maand. Wil julle die resep hê? Dit is verniet. Jy kyk na 'n rugbytoets tussen die Springbok en die Franse, en jy eet harde mielie. Dan hoor jy kraak. En dan die volgende oggend gaan jy na die tandarts toe. En sy sê, ek kan nie jou tand red nie. Hy moet getrek word. En die dametjie is nogal baie klein. En sy vat daai tand en sy vat vir hom. En hy sê, luister, ek was al jare in hierdie mond. Dis nie net vervat nie. Maar hy het toe uitgekom en van daai dag af, toe eet ek soos Al Capone, net in die een kant. Sop van Woolworths. Nee, ek spot net so 'n bietjie. Weet jy wat? Ons het in die kerk so ernstig geraak. En ek het geleer in my hele lewe, ek kan bid 'n God wat humoristies is, wat liefde is, wat blydskap is. En ons moet nooit onderskat wie ons is nie. Hierdie is 'n boodskap wat ek maar net gaan, is amper in Engels sê prelude. Vir volgende jaar gaan ek 3 keer hier kom preek. En al 3 kere gaan ek praat oor die bloed van Jesus. Ons het vir 6 weke lank in ons selgroep dit gedoen. Die diepte van dit het my geweldig gevat. Dat ons nie besig is met 'n gekke spel nie, maar met 'n berekende profetiese woord van Jesus Christus. Die bloedlyn van Christus wat van Genesis deurhardloop tot in Openbaring. Dit het ons mense so geïnspireer. Dit het my weer dat absoluut vas staan in die geweldige prys wat Jesus betaal het, sodat ons hier kan sit en kan sê ons is gered uit genade. En dan dink ek in al die offers wat gebring is. Jy weet daar's 'n bloedlyn van die reëse. En dit is 'n ander storie, jy sal dit volgende jaar hoor. Dat daar is so geveg gewees oor al die eeue net om Jesus se bloedlyn te bewaar. Maar nou is die prys betaal. En hoe werk die bloed vandag? Dit beskerm ons, dit reinig ons voortdurend. Maar ek sal dit volgende jaar kom verduidelik. Dis die rede waarvoor ek hierdie boodskap bring. Toe ek na alles gekyk, dink ek, hierdie geweldige prys wat betaal is, en die akkuraatheid van die profetiese lyn, wat presies op jare uitgewerk is. Jy weet, Dawid profeteer die kruisiging 700 jaar voor die tyd. Presies soos dit gaan gebeur. So ek sê vandag vir u, buite tyd het God klaar vir ons gedoen. En ons kan nie meer verloor nie, want die prys is klaar betaal. En jy skuld niemand iets nie, want Jesus het die skuld op hom geneem. En dit is tyd dat ons hierdie boodskap sal glo, ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Daar is geen meer veroordeling op ons nie, en ons moet dit glo. Nie op jouself nie, nie op mense nie, want in die kerkewêreld het ons gewoond geraak, mense judge mekaar. Ons mag dit nie meer doen nie, want daai judgment is op Jesus uitgehaal deur sy bloed. En dit laat my vanoggend by die boodskap kom, wat is dan God se doel met die mens? Hoekom so geweldige prys betaal? Hoekom soveel bloed? Hoekom soveel trane en drama? Daar's 'n rede vir dit. En ek glo die Heilige Gees gaan my help vandag, dat jy weer hier sal uitstap en sal sê, dankie Here. Ons is nie besig met 'n storie wat ons kan verloor nie. Ons is besig met 'n oorwinningskrag, want die kruis is oorwinning. En na die kruis lewe ons. Dis 'n voorreg. So God se doel met die mense is 'n tydlyn wat deurhardloop, die skepping, die verhouding, die herstel, die heerskappy, die ewigheid. Jy weet, terwyl ek na u kyk, sê ek, deur Christus, wat ons die ewige lewe kom gee het, kan ons nooit meer sterwe nie. So laat dit so 'n bietjie insink. Sê vir jou, jy moet my gesig hou van nou.
Tande of nie tande nie. Want jy gaan vir ewig saam met mekaar leef. Waarvan praat jy? Ek praat van die oorwinning van die kruis. Jy sien, ons is nie net besig in tyd nie, ons is ook klaar in ewigheid voorberei. En daar gaan 'n geslag wees wat nog steeds sal fisies lewe as Jesus gaan terugkom. Dit kan ons wees. Ek gaan nie daaroor 'n bespiegeling maak nie, maar een ding weet ek, wanneer jy glo, wanneer jy wedergebore is, het jy die ewige lewe. Jy kry dit nie in paaiemente met 'n bompaaiement op die einde nie. Jy het die ewige lewe deur Jesus Christus en jy gaan vir ewig lewe. Sê vir ou Lanso, jy gaan vir ewig lewe. Want die prys is betaal ten volle. Daar's geen skuld teen ons nie. Die dood is oorwin. Ja, maar wat van 'n ou wat dood is? Nee, hy's nie dood nie. Hy's net in 'n ander dimensie. En ons gaan mekaar weer sien. Dit is net so inleiding. So, wanneer ons kyk hoe dit alles begin, Jesus, God, die hele hemel het een rede waaroor hy gekom het en betaal het, om met 'n verhouding met ons te hê. Jy kan nie glo, God soek kinders. Dis waaroor die hele lewe gaan. Dit is waaroor die hele prys gaan. God soek kinders. En hy doen dit so fantasties dat hy sê, jy is my egte kind, wanneer jy wedergebore is, want die saad van Jesus wat in jou is, bepaal dat jy 'n kind van God genoem kan word. So ons is nie hier juis wat rondfladder nie, ons is kinders van God, ons het 'n ewige Vader, ons het 'n oudste broer, wat die prys namens ons kom betaal het, hy sit aan die regterhand van die Vader reg nou, hy tree nou vir jou in as hoëpriester, hy het medelee met jou swakhede, want baie keer is dit moeilik om mens te wees. Maar hy verstaan dit, want hy was self ook een gewees. En elkeen wat aan my naam genoem word, wat ek geskaap het tot my eer, wat ek vermeer, wat ek ook gemaak het, dis wat God sê, wat ek gemaak het, sal ek red. Hy sal ons vashou, hy sal ons deurdra. En in verhouding, kan jy ook sien, reg in Genesis, en hulle het die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwynkie, en die mens en sy vrou, het hulle verberg vir die aangesig van die Here, God tussen die bome van die tuin. Dis is nou die sad story, maar jy kan dit aflei, dat voor die tyd was daar 'n verhouding. So ander woorde, Adam en Eva het saam met God gestap in die tuin. En hulle het geheers oor die werk van sy hande. Hy het dit geskep, hy het gesê, rule en reign. So die bedoeling van die mens was fantasties. God het dit goed bedoel. Maar ons weet wat gebeur het oor al die eeue, is daar, ek wil sê, noem dit die sondeval. Maar in Genesis begin die storie van volgende jaar. Nou moet ek so versigtig wees, dat ek nie volgende jaar se boodskap al vandag bring nie. Maar julle, ons kan Kersfees in Maart maand hou, as julle nie omgee nie. Nee. Die feit van die saak is, in Genesis sê God vir Eva, uit jou sal 'n saad gebore word, en dit sal die kop van die slang vermorsel. Dit het gebeur. Die kruis is die bewys daarvan. Nou sê baie mense, ja, maar kyk hoe lyk die wêreld. Jy geweet, as jy slang se kop trap, dan skop sy lyf ons 'n rukkie. Al wat nou gebeur, die vyand se lyf ruk en pluk nog, maar die kop is vermorsel. Wie glo dit saam met my? En dit sê die kerk dit proklameer. Want ons is nie losers nie. Die Springbok het gewen julle, lang terug, nee. Ons is nie losers nie. My opdrag en my bediening is herstel die status van God se mense. Want die mense wat God gemaak het, we are not losers. Want die saad in jou is oorwinningssaad. Dis nie saad wat misluk het nie, dit het oorwin. Nou, ons weet dit, God het ons na sy beeld geskape. Wat beteken gees? Net 'n mens het gees. Of jy Chinees is, het gees. As jy in China oud word, dan kyk jy in die spieël, dan sê jy, what we want. In Afrikaans sê jy vir mekaar, jong, ek het nou oud geword. Maar dit maak nie saak nie, dit wat in jou is, die Heilige Gees in jou gees, maak jou vir ewig. Jy kan dalk ouer buite word, maar binnekant bly jy vir ewig jonk.
Jou siel raak nie oud en jou gees raak nie oud nie. Na wedergeboorte sit God, alles van God in jou gees. En dis wat die Bybel sê, die challenge van die lewe is, wandel deur die gees. Kom in hierdie innerlike mens. Ek stap op hierdie pad, ek weet ek word ouer, ek gebruik my vitamines, maar ek verstaan, ek word grys. Maar dit wat in my is God. Die ewige lewe is in my, en die Bybel sê dieselfde gees wat Jesus uit die dood opgewek het, leef waar in jou, en dit sal self jou sterflike liggaam lewend maak. Want ons het lewe in ons, julle, en dit is my hele, oor my, al die jare sê ek vir Here, maar as lewe in my is, hoekom gaan ek dood van buite af? En Here sê, as jy dit glo, en hierdie lewe deur jou pomp, sal jy agterkom, maar is lewe in oorvloed. Ons aanbid nie 'n dooie God nie, wat sukkel nie, hy het ons lewe kom gee in oorvloed. En ons is geskape om sy karakter, sy liefde, sy heiligheid, sy kreatiwiteit te weerspieël. Ons dra sy natuur, ons is 'n lewende refleksie van die Skepper. Wie glo dit saam met my? Hy is gemaak na die beeld van God. Kyk na mense, of hulle die Here ken of nie. Mense kan skep. Kyk waar jy beweeg, dit is stede, dit is vliegtuie, dit is rekenaars, dit is iPads, dankie Here daarvoor. Mense het dit uitgedink, want God in sy gees, in ons gees, gee ons die vermoë om te kan skep, en te kan doen. Na wedergeboorte, behoort ons nog meer te kan doen, want hy wat in my leef, is dieselfde gees, wat Jesus gelei het op die aarde, dis dieselfde gees wat Paulus gelei het, en ek het 'n preek na die dag gebring in ons valley, dan Vredekloof, wat ek gedink het, nee, ek gaan eers hier kom praat oor dit. Het julle geweet dat mense vra my, maar waar is die wonderwerke in die kerk? Ek het dit gebid, raai wat was die antwoord van die Here? The gifts expire. Ek gaan julle dink, het die gawes verval. Jy sien, God het voorsiening gemaak deur die Heilige Gees om gawes in elke gelowige te kom sit. Wie glo daar's 'n gawe van genesing in mense? So dit sê die kwessie van, dit is so maklik om te sê, daai ou, dis vrede so onder die wil van God, dis maar die wil van God. Nee, ek sê vandag, God het voorsiening gemaak aan die kruis, om vir ons gawes te gee, 9 van hulle, 18 bedieninge, God het voorsiening gemaak, die probleem lê nie hemel nie, die probleem, daar's 'n diskonneksie tussen ons gees en ons denke. En die Here praat met my baie hard, en hy sê, Handelinge gaan lees, Paulus sê dit so duidelik, God het deur sy hande mense genees. Selfs as hy 'n sakdoekie op iemand gesit het, het hulle gesond geword. Dit het nie verval nie. Ons het net gewoond geraak, het gebeur nie meer nie. Dis eienaam om te sê, maar ons kan nie God blameer en sê, waaroor laat God dit doen nie, want hy doen dit nie. As jy my nou as 'n prediker wil irriteer, as iemand dood gegaan het met 'n sad story, en sê dit was die wil van God, dit is nie. God het vir ons lewe kom gee. Ons moet ons denke reg kry. Daar gebeur tragediese goed in ons lewe, maar God het voorsiening gemaak. En hier kom herlewing in die kerkewêreld oor die hele aarde. Want die gawes gaan weer geaktiveer word wat 'n mense is. Ek glo dit met my hele hart. Want ons dra die karakter, ons dra die gees van God in ons. So waar lê die oplossing? In die kerk. Waar lê die gawes? In die kerk. Oralste is mense wat kan opstaan. Wie glo, as jy vir 'n siek persoon bid en jy lê jou hand op hulle, sal hulle gesond word? Moenie twyfel nie. Maar dit is nog steeds God wat die werk doen, maar hy het voorsiening gemaak deur gawes. Want ons moet leer om weer saam met Christus te heers. En dis die groot openbaring wat God my gegee het. Wie glo dat alles is oorwin? Want die Bybel sê, hy wat in Christus glo is meer as oorwinnaars. Het Jesus nie gesê, hoorie, ek stuur julle uit nie, gaan julle en lê julle hande op die siekes, dryf duiwels uit, het dit verval.
het ons 'n ander gees? Of is dit dieselfde Heilige Gees? Iemand sê toe vir my, maar Paulus was so spesiaal, regtig? Hy het dan die kerk doodgemaak. Hy het mense vervolg. Jy sien, niemand is spesiaal nie. Dis net 'n kwessie van God wil weer dit wat hy jou gegee het aktiveer. Want ons is nie bietjie herstel nie. Ons is ten volle herstel na die kruis. En kyk wat het in Adam en Eva se tyd gebeur. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Wie moes dit doen? Adam en Eva. Wie die gesag gehad? Adam en Eva. Wat het gebeur? Adam het sy autoriteit en sy gesag vrywilliglik gegee. Ons sê altyd, dis Eva se skuld? Adam, skus tog manne, dis Adam. Adam moes hom beter geweet het. Ek weet wat Eva gedoen het, sy voor hom kom staan en sê, hoe lyk hierdie vruggie? En daar voeder ons almal. En deur dit het die dood gekom. Deur dit het sonde gekom. Maar ons kyk nie meer teen dit vas nie, want die bloedlyn van Jesus het deurgekom na die kruis toe. En na die kruis is daar net een arm, die laaste arm, Jesus Christus. En ons is meer as oorwinnaars deur die herstel. Die plan en die doel het nie verander na die sondeval nie. God het voorsiening gemaak in Christus. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Wie bring die woord van versoening? Ons. Waar is die gawes? Ons. God lewe in ons. Ons is sy kinders. Ons is na sy beeld herstel. Dink julle Jesus het 'n halwe prys betaal aan die kruis? Hy het self gesê, tetelestai, it's paid for, it's paid in full. Niks is meer uitstaande nie. Self die skuldbrief van jou sonde is in die kruis vasgenaal. Die vyand kan nie vir jou kom aankla nie. Jy kan nie vir hom sê, deur die bloed van Jesus is ek vergewe. Deur die bloed van Jesus is ek gereinig. Jy het niks op my nie. En dis die autoriteit wat die Here vir ons gee oor die werke van die vyand. Te veel het die kerk 'n bemarkingsagent geword. Want die duiwel dit en die duiwel dit, die duiwel dit en die duiwel dit. As ons dit gaan heeltyd glo, gaan ons nooit op die punt kom dat ons glo hy is oorwin nie. Want al die gesag en al die autoriteit is in ons gesit. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En ons bloedlyn, het ek al gesê baie keer, dat ek is buis en my oupa was Leroux. So ek is Duits, Frans, weet nie wat se besigheid nie. Maar die feit van die saak is, in die bloedlyn van jou ouers en jou voorouers, het daar iets gebeur by wedergeboorte. En nou gaan ek julle 'n bietjie druk. Ek en julle is 'n nuwe spesies. Sjoe. Baie ouens sê, wat van my erfenis? Ek sê, ja, jy kan terugkyk in die verlede en daaraan vashou, of jy kan vorentoe kyk en glo jy's 'n ewige spesies. Of jy kan glo daar's 'n nuwe bloedlyn in jou gesit. Want ek aardjie na my vaartjie in die hemel. Want baie pa sê, my kind aard soos wat ek is. Prys die Here. Dis nie verkeerd nie, maar ons moet bietjie verder begin dink. As ek 'n kind van God is, wat maak my 'n kind van God? Wat maak dat jou kind is? Want jou saad is in sy bloed. Dis wat jou kind van God maak, sy saad is in jou. Dis wat ons mekaar sê, broers en susters. Want ons het dieselfde saadlyn. Ons is gewas met dieselfde bloed. Ons het dieselfde Vader. Ons is 'n God-familie. Wie glo dit saam met my? Ons moet oor hierdie ding kom, maar ek is 'n buis. Dis right. Ek is 'n buis, maar ek is bokant 'n kind van die Here.
wat gewederbaar is deur die Heilige Gees, wat gewas is met sy bloed, wat my sonde afgeskryf het, sodat ek vandag vir julle kan na jare in die bediening sê, die bloed van Jesus reinig my voortdurend. Ek slaap nie met 'n skuldige gewete nie, en ek staan nie met een op nie, want die bloed van Jesus hou jou skoon. Wie glo dit saam met my? Dis die voorreg wat jy het as 'n kind van die Here. Ons het julle, ek het dit gedoen en dat gedoen. Ek beloof julle, ek het al hier gesê, ek seën 'n taxi al. Want die natuur van God wat in ons geplaas is, begin éventueel deur te werk, bokant jou menslike natuur. Dit is sterker as jou eie natuur. Wie glo dit saam met my? Ons is deelgenote van 'n goddelike natuur. En dis wat die Here probeer om te herstel in die wêreld, weer te weet wie ons is. Ons is 'n nuwe spesies. Al die ou dinge het verbygegaan, sê God. Ek het alles nuut gemaak. So wat is herstel aan die kruis? Wat gebeur wanneer jy Jesus aanneem deur die wedergeboorte? Jy's vry van skuld. Jy's vry van vrees. Jy's vry van skaamte en jy's vry van sonde. Dis 'n boodskap wat moet insink in die kerkewêreld. Moenie sê ek is 'n sondaar. Jy was 'n sondaar. Asseblief julle, ons moet dit regkry. Ek is 'n kind van die Here wat kan foute maak, maar God herstel my dag vir dag. As ek droog maak, gaan ek na hom toe. Hy weet hoe om my reg te maak. Want hy herstel my deur die Heilige Gees volgens die standaard van Christus wat in my is. En ons heers weer saam met hom om sy koninkryk te vestig. Ons is ambassadeurs. Ons leef, ons praat, ons vergewe. Ons herstel verhouding. Ons is bedienaars van versoening. Ons bring mense by mekaar. Want ons weet hoe ons versoen is. En God vergewe jou totaal. Ons moet nie in precious memories vashak nie. Ons het 'n bietjie gepraat toe ek trein gery, dit is 'n lekker memory daai. Maar die vyand wil graag hê dat jy aan jou mislukkings moet dink terug. Maar God wil hê jy moet glo wie jy is. Jy geweet, 'n kind van die Here staan elke oggend vars op. God laat jou dag nuut begin. Woensdag, donderdag, Vrydag. Want in sy alomteenswoordigheid is hy altyd daar in ons, met ons. God wil hê dat ons 'n lewe van blydskap en van oorwinning moet leef. Nie in ons eie krag nie, maar met die Heilige Gees wat in ons is. En dan moet ons leer om die koninkryk te vestig. Wat beteken dit? Sy heerskappy. Wat is die koninkryk van God? Vrede, liefde en geregtigheid deur die Heilige Gees. Ons is vredemakers. Ons fight nie die fight tussen mense nie. Ons versoen hulle. Ons leer hulle, julle is vergewe, jy moet vergewe. God help jou daarmee. As ons net dit kan verstaan, dat die einde van die Bybel is om weer terug te keer na die begin. Alles wat verkeerd gegaan het in Genesis, word herstel in Openbaring. Want ek weet, in die bediening het ek baie hartseer verhale van mense. Ek en my vrou dra baie mense se seer, se trane, en baie keer dan sukkel ons hierso om te glo wat ek nou vir julle gepreek het, dat jy is 'n kind van die Here, jy is aanvaar deur God, God is lief vir jou, en dan probeer ons dit verdiskonteer teen die slegte dinge van die lewe, die hartseer, die pyn, al die dinge. En ek gaan nie te veel oor dit vandag praat nie, want ek het een rede wat ek vandag dit vir u wel sê. God het voorsiening gemaak vir alles. Selfs in die ergste situasie is God nog altyd met ons. Want jy sien, éventueel sal dit gebeur. Ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon,
en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid, en geween, en moeite, sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Laat ons eerlik wees, ons het hierdie potensiaal, ons het die vermoë van die Heilige Gees in ons, en ek het geleer in my eie lewe, ek bely eerder my swakhede, sodat ek weet God is sterk. God stap saam met jou hierdie pad, elke dag. Die Heilige Gees lewe in ons. En nou die dag, toe sê iemand vir my dat 63% van wedergebore kinders van God glo dit nie eers nie. Statistiek oor die hele wêreld, 63% van gelowiges glo nie dat die Heilige Gees in hulle leef nie. Ek was nogal geskok deur hierdie syfer. Want dit verduidelik vir my waaroor die kerk dan nie oorwinnend is nie. Dit verduidelik my dat mense vertrou op hulle eie krag, op hulle eie insig. Terwyl ons hemelse wysheid in ons het, en die Heilige Gees wat ons lei op hierdie pad. Maar die goeie nuus, éventueel sal die eerste dinge verbygaan. En dan sal 'n dag aanbreek, dat God die trane van jou oë sal afvee. Geen dood, geen siekte, niks nie. Glo jy dit saam met my? Maar terwyl ons op hierdie pad stap, moet ons weet wie ons is, moet ons vertrou wat die Heilige Gees in ons kom sit het, en ons kan 'n verskil maak in vreeslik baie mense se lewens elke dag, want ons hooftaak is om mense te versoen met God, sodat hulle die ewige lewe kan ervaar, want net Jesus is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Ek het 'n bietjie so hartseer as ek dink, as iemand sterf sonder Christus, wat 'n geweldige openbaring is dit nie vir daai persoon. Ek kyk eendag na die Olympiese spele toe dit in China was. En daai jong mense spring oor goed, hulle spring ver, hulle spring hoog, die Chinese daai tyd, weet nie wat hulle gedoen het nie. Maar het omtrent rekords gebreek. En ek kyk so op die televisie en die Heilige Gees sê vir my, but when they are dead, they will not see me. En toe besef ek vir die eerste keer die tydlyn begin by Genesis. Maar in Openbaring breek dit aan, tyd verval. Ewigheid begin. En dis al wat tel. Dis al wat tel. Ewigheid gaan breek vir ons wat glo. Of jy nou glo of nie, ewigheid gaan gebeur. Jesus gaan terugkom. En hy gaan heers saam met ons, sy kerk, sy liggaam, sy bruid, sy konings, sy priesters. Ons is geoormerk. Ons is erfgename saam met Jesus. Weet julle dit? Ons het klaar geërf, die ewige lewe. Alles wat God is, het in jou gees kom sit. Ek glo dat wanneer 'n kind van die Here sy hand op my sit en my seën, it will happen. Want dit is die Heilige Gees wat dit gebeur. Daar's 'n sirkulasie van gees. Ek gaan een getuienis gaan ons afsluit. Veronica weet van hierdie verhaal, of ek gaan haar inbring as 'n getuie. Veronica is nie, sy's 'n introvert, extrovert by die huis. Jy sal nie kry dat sy ooit voor hierdie kant sal sy kom staan nie. En ons bid vir mense eendag, en almal staan so, maar die pastoor bid ons vir almal. Ek lê hande op almal bla bla bla. En die Here sê vir haar duidelik, gaan sit jou hand op hierdie persoon se rug. En al wat sy gaan doen, het sy het net haar hande op sy rug gaan sit. Hy het eers nie geweet dis sy nie. Maar die getuie kom uit longkanker. En binne 5 dae is hy genees, volmaak. Jy sien, die gawe het in haar gewerk. Want almal dink ons, daar's sulke hoë ouens in die koninkryk, sulke hoë ouens. As 'n profeet nou, hy is so hoog. Hy het sommer leiwagte. Ons in die kerk 'n sirkus gemaak baie keer. Want die gemiddelde lidmaat sê, ek is nie so heilig nie. Jy is. Ek is so oulik nie. Jy is. Daar's net blue-eyed boys and girls. Nee, daar is nie. Daar's net kinders.
En dieselfde gees in elke kind. Dis wat God wil hê, dat ons koöperatief sal glo. Ai, mag die Here ons vandag help. As nog een getuienis te wou gebring het, ek soos 'n ou wat daai klavier gespeel het, hy sê, daar's 3 dinge wat ek kan onthou nie. 4 dinge nou. Maar die feit van die saak is, ek bid vir 'n persoon, en ek sal nooit vergeet, 'n hele gesin sit so voor. 4 kinders, die hond was nie daar nie, die man, die vrou, sy kop hang so onder sy bo. En die man sê vir my, sy het vir die laaste jaar glad nie gepraat nie. Toe dog ek, is dit nou blessing, of wat is dit nou? Maar ek kan nie verstaan dat sy net nie praat nie. Sy was by dokters, by sielkundiges. Nou sit ek my kop in krap. Ek dog, wat moet ek nou doen? En dan sê ek, dit is amper checking mic, testing 1, 2, hallo. Not 'n reaksie. Nico sê, kop hang net so. En hier sê vir my duidelik, bend down, touch your elbow. Gaan ek maar af, vat aan 'n elmboog, en uit my skouer kom haar skok, deur my arm, in haar in, laat dit haar laat opspring, in die lig, ons sê land is so normaal. Was dit, ek so oulik was, nee, is die Heilige Gees in ons. Want die oomblik van sê, ek is hierdie ou wat die genesing, nee, ek het ook al gemense gebid wat nie meer saam met ons is nie. So ek roem nooit daarin nie. Ek doen net wat God op daai oomblik sê. Maar is nog steeds die Heilige Gees. Daai persoon het baie issues gehad, sy was blykbaar verslaaf aan dwelms en in dagga en alle goed het haar brein aangetas, wat hulle nie geweet het nie. Maar in een oomblik maak God haar gesond. Nog een getuie. En nou ek is op die stadium van my lewe wat ek nie weet wat ek wil doen nie. Die Here roep my, sê, weet dit nie eers nie. Ek wil nie pastoor word nie. Ek was visievoorsitter vir 5 pastore en ek was nie vies vir hulle nie, maar partykeer het gewin, vaar gesê, joh, is daar een ding wat ek nooit sal word, is 'n pastoor nie. As hulle vir my sê, daar's 'n straatveer job beskikbaar, dan sal hulle vra, waar is die besem? Want ek was net afgesit hierdie bediening, julle, kerktradisies en nonsens en goed, totdat God my bygekom het. Totdat ek wonderwerke gesien het, wat ek gevoel het, ek is nie daar nie, maar ek is daar. Voor ons oë staan 'n ou wat beroerte gehad het. Alles is skeef opgetrek en ek weet nie, dit is nie lekker nie. Maar niemand bid vir hom nie. Dit sê ek so ouliks, nou gaan ek vir hom bid nie. Ek voel, nee, hier bietjie groot vir my. Nee. Slyp sy terug op die kansel. En daar staan 'n tannie op, waar agter sy sê, don't you think God loves that man? Hoe gaan ek nou met 'n salwing? Nee, ek gaan met hierdie, jammer, ekskuus tog. Ek sê vir ekskuus tog dat ons nie vir jou gebid het nie. En so 'n paar ouens saam met my, ons lê ons daarop om voor ons oë, julle trek God die ou reguit. Sy mond skiep op, sy arm draai om, sy oë spring reg. Praat ek die waarheid? Woensdag aan, Sondag, toe stap 'n ou in die kerk, toe sing hy 'n liedjie. Ek het wonderwerke gesien. En dit is waaroor ek hierdie boodskap bring, oralse waar ek gaan. God is besig om die gawes binne mense te herstel. Ons dink baie, daai super ou. Nee, jy is super genoeg. Of jy nou vrou is of 'n man is, as jy kind van God is, het jy gawes in jou. As jy dit saam met my glo, gaan ons vanoggend die Here vra om die gawes wat reeds daar is. Jy betaal nie daarvoor nie. Daar is nie 'n special nie. Ek het nou gesê, daar is nie special in Pick n Pay wat sê, kom kry 2 gawes, koop 2 en kry 1 verniet nie. Jy het die gawes, jy het dit verniet gekry. Just use it. Just believe. Dis waaroor die kind van God is, nie om net te sit, ek gaan op my pad hemel toe nie. Ons moet 'n effek op mense elke dag hê. Wie glo dit saam met my? Dat my hande is 'n instrument in die hand van die Here. Kom ons staan op. En as jy so geleid voel, kan jy hand op iemand langs aan jou sit, of voor jou sit, maar ons gaan dit prakties doen, want ek glo, hierdie getuienis moet net om sê, ek glo, wanneer 'n gelowige sy hand op my sit, sal dit wat God in hom of haar gesit het, deurwerk. Want die Heilige Gees is soos 'n geleider, is 'n stroom
van lewende water wat uit jou binneste uitborrel oor na iemand anders toe. As daar iemand is wat vanmôre sê ek het God nodig en ek sê dit vandag baie reguit, without Jesus you won't live forever, unfortunately, but with him you will live forever. So as jy jou saak met God wil regmaak, jy weet myself, want die Heilige Gees getuig met my gees, ek is 'n kind van God. Ek is baie dinge onseker, maar een ding weet ek is 'n kind van God. Ek glo dit, ek sê dit, en ek sê net Abba Vader. Vader, dis u woord. Of ons jong hande het, of ou hande het, dis dieselfde Gees. Die gawes het nie titels aan nie. Die gawes is 'n geskenk van God. En elke gelowige, elke kind van u het gawes, jonk en oud. Bid ek Here in hierdie pragtige gemeente, dat u elke gawe en elke bediening nou sal oprig vir 'n tyd soos nou. Nou is die tyd vir herlewing. Nou is die tyd, Here, dat ons sal leef soos 'n kind van die Here, herstel, gewederbaar, ons ou natuur vasgenaal aan die kruis. Ons leef nie meer nie, maar Christus leef nou in ons. In die kerk behoort hierdie kragtige organisme te wees wat 'n verskil bring elke dag, elke uur. Ek bid vandag, Here, dat jy elke man en vrou nou aktiveer in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Is daar nog iets wat moet gebeur? Ek. O sole mio. Ja, nee, ek was jare terug Italiaans opera gesing. Ek het dit nooit verstaan, ek weet nou nog wat ek gesing het nie, maar is alright. Mag die Here julle seën. Mag julle fantastiese Kersfees geniet. Mag julle genade gee op die kalkoen. Nee, ons eet nie kalkoen is in Amerika nie. Mag Kentucky bietjie minder besigheid kry en die regte hoenders geslag word. Geniet mekaar. Onthou wie jy is. Beweeg in hierdie wêreld as ambassadeur van God. Jy en ek is egte kinders. Geseënde Kersfees vir ek en my vrou en 'n voorspoedige nuwe jaar.